Baie welkom almal by Amen. kuier om die woord, lieflike sonskyndag. Ons is besig met Jesaja 36. Ja, ons vorder, né? Oor die helfte. Stumimpie. Amen. Goed, ek het die mense gevra om oop te maak by 2 Konings 18. Ons gaan 2 Konings 18, ek gaan nie al die verse doen nie, ook 2 Konings 19 en klein stukkie van 2 Konings 20. So daai praat eintlik van Jesaja wat dan se tyd, né? Ja, jy sal Wat sien. hierdie goed is dan Jy sal sien. Jy sal sien. Hulle praat met mekaar. Ja, wat baie mooi is, die Bybel, al die punte kom by mekaar. Oh yes. Die Bybel staan nie los van mekaar nie. Ou en Nuwe Testament. En as ons nou na die Ou Testament kyk, soos ons nou doen in Jesaja, dan lewe dit vir ons, want ons kyk met 'n Nuwe Testamentiese bril. Ons ken Jesus, ons het Jesus aangeneem, die Heilige Gees is in ons, lei ons in die volle waarheid, en daarom maak dit vir ons sin. Ons het altyd die Ou Testament gelees, en dan maak dit geen sin nie, maar as jy weergebore is, Jesus aangeneem het, lewendig geword het vir die Here, dan maak dit sin. En dan die Ou Testament is vol prentjies en voorbeelde, pictures. Hulle sê een prentjie is 1000 woorde. So dit gee vir ons, dit skilder vir ons Jesus nog beter af. En ek is so opgewonde daaroor. Dankie vir jou moeite wat jy doen, Mimpie, om vir ons al die inligting te kry en Dis 'n groot plesier. ek sien jy is baie hard besig gewees en jy het nou in Konings beland as gevolg van Jesaja 36. So wil jy eers begin lees hier of wat? Yes. Die titel hier is Jerusalem word opgeëis deur Sanherib. Goed, so, ons sien hierso die koning van Israel is koning Hiskia. Okay, so as julle dit sal onthou, koning Hiskia. En hier in die begin van die boek Jesaja praat hy van die 4 konings tydperk waarin Jesaja dan opgetree het en een van hulle is nou die Hiskia. En koning Hiskia, ek is in 2 Konings 18 vers 3, het gedoen wat reg was in die oë van die Here, net soos sy vader Dawid gedoen het. Hy het die hoogtes afgeskaf, klippilare verbreek, heilige boomstamme opgekap, en die koperslang wat Moses gemaak het, stukkend gekap. Dis die eerste keer wat julle dit lees. Hy sê stukkend gestamp hier in my Bybel. Stukkend gestamp. Ja. Omdat die kinders van Israel tot op daardie dag, Ai, kan jy dit glo? daarvoor hier Hulle het die koperslang aanbid. My jene. En julle weet natuurlik dat die koperslang verwys na, Dit verwys na Christus toe. want in Dis net 'n teken na Christus in toe. Johannes 3, Die aanbid hulle die Johannes teken. 3, Ja. noem Johannes dit, hy sê, soos wat Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moes Jesus verhoog word aan die kruis. Wow, daar trek hy dit bymekaar. So Jesus word eintlik die slang dan. Hy vat die boosheid op hom. Hy vat ons nonsens. En hy gaan verlos ons daar. En nou moet ons dit glo, né, mense. En los jou nonsens nou by die kruis. Want ons is saam met hom daar ingetrek. Johannes hoofstuk 12. Jesus sê, as ek aan die kruis verhoog word, sal ek julle almal by my Intrek. intrek. En al die dinge wat daar met hom gebeur het, die kruisiging, dood en begrawe, wat die dood is van die ou sondige mens, dit bly agter daar. En al jou drama bly agter daar, sê amen. Moet dit nie terugroep nie. En dan op die 3de dag lewendig geword, opgestaan, sit saam met hom. Wow. Nou kom hulle, wraggies, né, en hulle aanbid nou die storie. Dit was in die Ou Testament verlossing, want as die slange hulle nou geplaag het, dan kyk hulle na die kruis. Want die kruis was toe nou nog nie daar nie. Pragtige voorbeeld Ja, en tipe van dit die was 'n vooruitskoue werklike wat sou kom, ja. Van wat aan die kruis Dit sou was 'n gebeur. skaduwee, ja, van die werklike wat sou kom. Yes. En, Nou aanbid hulle die skaduwee. En nou vandag ook, mense aanbid verkeerde goed. Wat wil jy sê, Piet? Dis net soos Maria. Ja. Daar's kerke wat so 'n apparaat amper meer aanbid as jy. Amen. Amen.
Nou kry jy die kerke wat deur Maria het Jesus gekom, nee, maar sy was maar net die wissel. En nou aanbid party mense net die wissel waardeur Jesus gekom het. Dis amper so erg as om die donkie te aanbid waarop Jesus gery het. Jesus het net op die donkie gery. Ja, daai donkie het gedink hy is die smaarste donkie Ja. wat daar nog ooit was. Want hier kom Jesus nou met die donkie ingery in die stad in. En die mense En die cheer. mense juig en hulle gooi Ja. palmtakke en hulle tot hulle klere. En die donkie En ek dink dink is vir hierdie hom. donkie, ek kan sien hoe loop hy so, wag stap met Jesus hier bo op hom ry en I'm the coolest donkey in town. En baie mense dink dis, jy weet, Jesus is eintlik die een. Baie dien Jesus of loof en prys die Here en so aan. En dan kyk hulle so 'n bietjie rond, wie kyk vir my nou, hoe doen ek dit? Jy weet, dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan oor Jesus. En as ons sê dit gaan oor Jesus, dan gaan dit oor sy woord. Want hy is die woord wat vlees geword het, onder ons kom woon het. Amen. So as jy lief vir Jesus, dan is jy lief vir die woord. Wie is lief vir die woord? Ek kan nie genoeg daarvan kry nie, ek weet nie julle nie. Goed. Dit is vir my humoristies dat hulle hierdie koperslang gevat het as dit is belangrik. En hier kom Hiskia en hy vat daai koperslang en Stamp hom. hy stamp vir hom flenters, nee. Nou baie keer wil ons dit ook doen met mense wat allerhande goeders in hulle lewe aanhang wat nie nodig is nie. Party mense is verslaaf aan drank en dan's ek lus en vat daai drank en gooi dit so uit op die bome want jy het dit nie nodig nie. Dat is wat ek dink aan Nebukadneser, Daniel, wat sy droom uitlê. Yes. En wat hy die beeld sien, die skrikwekkende groot O beeld, ja, die beeld van Nebukadneser. wat die verskillende metale, goud en silwer en koper en yster gemeng met klei, in elk geval julle ken. En dan sien hy nou hierdie, dis verskillende ryke, ek praat nou van heerskappye, volke, en hulle glorie en hulle glans, en dan kom daar, sonder die toedoen van menshand, dis Daniël 2, raak daar 'n klip of 'n rots, klein klip, los bo in die berg, en hy rol af teen die berg, en dan slat hy vir daai beeld se voete, en dan stamp hy daai beeld fyn. Dit rym nogal hierson, né? Ja. Want mense aanbid die heerskappye, hulle aanbid die mense basies, en die politiek, hierdie populistiese politieke leier, en daar's baie van hulle nou in die wêreld, en die mense aanbid hulle behoorlik, en baie van die Christene natuurlik, sogenaamd met tydberekening uit en sê, dis die antichrist, hierdie is nou, hierdie nuwe politieke leier, dis nou die bose, dis nou die laaste dae wat nou aangebreek het, en nou is die groot verdrukking nie, toggie, tydsberekening uit, baie harde knalle wat gemaak word, né, as Kars se tydsberekening uit is, maak hy harde knalle, en soos ons nou onlangs beleef het, maar in elk geval, wat vir my mooi is nou hierso, kyk nou die beeldspraak, hier weer is word 'n stukking gestamp, hier die afgod, mag dit tog so in ons lewe gebeur, dat alle afgode wat ons het, kom ons stamp dit sommer self fyn. As dit jou familie is wat jy verafgoed, of jou kinders, of jou stokperdjie, of wat ook al vir jou nou belangriker geraak het, as Jesus, stamp dit tog fyn, kry dit uit die pad uit, laat Jesus altyd en sy woord eerste wees. As jy dan 'n stokperdjie het, verheerlik Jesus daarmee, sê amen. Maar as dit begin belangriker raak, so belangrik, dat jy kan nie eens byeenkomste mee bywoon waar die woord verkondig word nie. Dat beteken dat die stokperdjie het nou 'n afgod geword. Sê eina, of amen. Amen. Okay, gaan voort. Nou wil ek aangaan hierso, gaan na vers 13 toe. 18:13. Maar in die 14de jaar van koning Hiskia het Sanherib, die koning van Assirië, opgetrek teen al die versterkte stede van Juda en hy het dit verower. Toe laat Hiskia, die koning van Juda, die koning van Assirië, na Lages weet, ek het gesondig, trek terug van my af weg,
wat U my oplê, sal ek lewer. Foukie, 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 foukie. Foukie. Dis 'n foutjie, Hiskia. Dis 'n foutjie. Jy moenie luister of geswy raak deur iemand wat vir jou kom dreig en blaas en nou gaan lê jy plat en jy sê, ag sorry, moenie worry nie, ek sal jou alles gee, moet my net nie slaan. So hy begin reg, hy doen nie regte Hy dinge. begin reg, maar kyk nou wat gaan aan. Hy sê hierso, wat U my oplê sal ek lewer. Met ander woorde, hy sê maar net. Ja, maar nou Wat kyk kan nou- ek jou gee? Wat kan ek vir jou gee onder deur die tafel dat jy nou my nie toe in vat die hy dit. moeilikheid laat Ja. beland nie? Verstaan julle wat ek sê? Hy Nou sê- kyk nou, vers 15. Nee, jy moet nou iets klaar lees daar. Wag En die koning van Assirië het aan Hiskia, die koning van Juda, 300 talente silwer en 30 talente goud opgelê. En Hiskia het al die silwer Nou, gaan aan. waar het hy dit gekry? Hy het dit gevat wat aan die Here behoort en hy offer dit as 'n omkoopgeskenk sodat hy nie in die moeilikheid kom nie. Maar dit wat aan die Here behoort aan die Here, is heilig aan die Here. Jy mag dit nie vat en sê, wag, ek gaan iets anders daarmee doen nie, want ek is nou in die moeilikheid, want hierdie koning van Assirië gaan nou ons land inval. Kan julle sien? Ek sien tiendes en offergawes hierin. Sien julle dit ook? Sien julle dit ook? Want dit is heilig aan die Here. En Hiskia het al die silwer gegee wat in die huis van die Here te vinde was. Wat het hy dit gekry? In die huis van die Here. En die skatkamers van die huis van die koning. Nou, Hiskia het hier vir die koning van Assirië 'n opening gegee, dat die koning van Assirië gedink het, o, okay, so jy's 'n sakker. Jy's 'n sakker. Ek gaan jou ry tot by hom, daantjie in die kalerok. Verstaan julle wat ek sê? Moenie skrik vir dit wat mense vir jou, nou skrik jy en sê, sorry, moenie worry nie, ek sal alles gee wat ek het. Ons het al baie ryk mense gehad wat deur Ja. ons bediening gegaan het. Sê, En dan probeer hulle jou koop. En gelukkig prys die Here, miljonêers. ons het dit nooit toegelaat nie. En dan check hulle jou. Daai woordjie check is 'n Grieks woord, hulle skryf jou af. Ja, ek weet nie wat waar kom check vandaan. Dan word hulle gebruik hulle geld om jou te probeer intimideer. En as jy nou nie na hulle pype dans nie, dan onttrek hulle. Ja, die een oom, ek gaan nie sy naam noem nie, die een oom het sy vrou van jare en jare en jare wou skei, want hy het 'n nuwe vrou gekry, hy was 'n miljonêr. Ja. En ek sê toe vir hom, oom, dis nie reg nie. Ek sê, los daai jong vrou, bly by jou vrou van jou jeug, en so en so. Ja, en die oom wou nou vir ons 'n kar, hy het 'n mooi kar gehad Ja, daar, so wat dat hy hy vir nou, ons wou want hy gee. het gesien ons karretjie so 'n bietjie vervalle. Ja. En maar dit was eintlik soort van om ons te sê, jy weet, kan ek maar hierdie ander vrou vat, jy weet, dit is mos nou nie verkeerd nie. Sy sê ons, nee, dit is verkeerd. Daar weg is die kar. En die oom. En die nuwe vroutjie. Maar Ja, ek is vandag ensovoorts. dankbaar ons het nie daarvoor gesorg nie. Ons sal nie. Ensovoorts. Die woord bly die woord, Jesus Amen. is Jesus. Die Heilige Gees lei ons sal altyd gehoorsaam wees. Die les wat ons daardeur kan leer is, as mense jou intimideer en jy gee vir hulle 3 centimeter, weet verseker, dit gaan 30 centimeter word. Want hulle intimideer jou nou. Hulle kry dit nou reg om jou te move in 'n rigting in waarin jy nie wil wees nie. Moenie dit toelaat nie. Koning Hiskia moes hy gesê het, vergeet dit, ek bly by die Here, jy sal my niks doen nie. Jy weet? OK, maar dis nou daar gelaat. Vers 16, in dieselfde tyd het Hiskia die goud van die deure in die tempel van die Here afgesny, van die deurposte van wat Hiskia die koning van Juda oorgetrek het, en dit ook aan die koning van Assirië Ja. gegee. Alright, Eina, jy's 'n sakke vir suffering.
Toe stuur die koning van Assirië, nou hier moet julle nou luister, die Tartan en die Rapsaris en die Rapsake uit Lagis met 'n swaar leer na koning Hiskia na Jerusalem toe. En hulle het opgetrek en by Jerusalem gekom. En toe hulle daar optrek en aankom, het hulle gaan staan by die watervoer van die boonste dam, wat aan die groot pad van die Bleikveld lê. En hulle het na die koning geroep. Ok, so wat is Rapsake? Kom ons gaan terug na Jesaja toe, vers 6, Jesaja 36 vers 2, toe stuur die koning van Assirië die Rapsake uit Lagis na Jerusalem, na koning Hiskia met 'n swaar leer, en hy het gaan staan by die watervoer van die boonste dam by die groot pad van die Bleikveld. Presies dieselfde, kan julle sien? Presies dieselfde as in konings. Daarop gaan Eljakim, die seun van Hilkia, ek is in Jesaja nou, wat oor die paleis was, en Sebna, die skrywer, en Joa, die seun van Asaf, die kanselier, na hom toe uit. En die Rapsake sê vir hulle, nou, ok, kom ons bly net eers daar. Wie was die Rapsake en die Rapsaris en die Tartan? Ok, wie was hulle? Ek het dit gaan opsoek, want ek het gedink, joh, dit klink vir my soos Russiese kosakke. Nee, dit klink so, Russies, ja. Ja, so die Rapsake, die Rapsaris en die Tartan Putin se mense. Nee, dis die Putin se mense. So, dit is nie persone nie. Dit is poste van die Assiriese weermag. Ok? So, dis poste van die Assiriese weermag. Wat se poste was dit dan nou? Ek het dit Rapsake. Ek het dit hierso, net gou vir jou kyk. Die een was, nee, ok, ek het dit nie. Dit was 'n adjudant van die leer ensovoort. So, dit was... So is leierskap eintlik is leierskap. Van die spesifieke leer, die Rapsake. Dis leierskap, ja. Nou, gaan terug na 2 Konings 18 Ek toe. amper soos hulle het broeke gehad, wat rapsakke gehad het, rap. Dan druk hulle seker rape in die sakke, of so iets. Ja, nee, kom maar, nee, maar. Kom ons gaan terug na 2 Konings 18 en hulle het na die koning gaan roep. Daarop gaan Eljakim, so koning Hiskia gaan nie self uit nie, hy stuur sy paleis personeel uit om te gaan praat met hulle. Dis Eljakim en Sebna en Joa, die kanselier, gaan uit na hulle toe. En die Rapsake sê vir hulle, so die Assiriese weermag se adjudante en die kapbearer, en dis nou die belangrike mense van die Assiriese leer. Hulle gaan sê jy vir die koning, sê vir Hiskia, so spreek die groot koning, die koning van Assirië. Wat is dit vir 'n vertroue wat jy koester? So, hier begin, nou skryf die woord neer, of onthou hierdie woord, psychological warfare. Dit klink soos Putin. Ja, dit is geestelike, Putin is nog nie deel van psychology. wat sê? Geestelike oorlogvoering. Nee, ek Dis praat van geestelike die, oorlogvoering. wat noem hulle hierdie wat hulle so op die media doen, op die, Dit is psychological warfare. ja, hulle noem dit, daar's 'n ander woord, never mind. The psychological warfare. So hier begin nou die psychological warfare, maar onthou nou, Hiskia het nou al klaar. So, bietjie ingegee daarvoor. So, as jy nou byvoorbeeld, jy lê in die aand en daar kom iemand en wil inbreek by jou huis, en jy sien die persoon steek sy hand so uit en hy maak die venster oop, dan wag jy eers tot hy die venster oopgemaak het en hy ingeklim het en na jou toe kom met 'n mes. Dan gesels jy met hom. En dan gesels jy met hom, dan sê jy vir hom, wat maak jy hier? Het jy kom tee drink of wat? Is dit hoe mense doen? Nee. Nee, as daai haatjie so deur die venster kom, dan staan jy reg met daai knopkie hier en dan gooi jy hom op by hand. Amen. Amen. Dis hoe jy psychological warfare Wat sê hierso, dink jy dat lippetaal, raad en dapperheid vir die oorlog is? Ja.
Okay, nou moet julle mooi luister. Ja. Kyk nou, jy vertrou op die geknakte rietstok op Egipte. Jy, as iemand daarop leun in sy hand ingaan en dit deurboor, so is Farao die koning van Egipte, vir almal wat op hom vertrou. Maar as julle vir ons sê, hoor nou wat sê hierdie Rabsake, hy sê, maar as julle vir ons sê, julle vertrou op die Here, julle God, is dit nie hy, wie se hoogtes en wie se altare Hizkia verwyder het, deur aan Juda en Jerusalem te sê, voor hierdie altaar in Jerusalem moet julle buig nie. Kyk nou hoe word daar nou gesmokkel met hierdie mense se breine. Met al hierdie goed wat hulle verdraai, heeltemal verdraai, sodat hierdie mense so deur mekaar raak, dat hierdie mense nou nie weet, is Hizkia nou goed of is Hizkia nou sleg nie. Vandag kry jy dieselfde storie, jy sal hoor dat mense stories so verdraai, veral as dit narciste is. As jy met 'n narcis teen mekaar raak en jy sit 'n narcis op sy plek, dan moet jy weet, agterna is jy die vark in die verhaal. Kyk, 'n narcis Jy is die vark in die verhaal. Wat is 'n narcis? Is nie 'n nar wat in die sirkus werk nie. Ja. Dit is 'n ander tipe nar. Dit is 'n baie onaangename nar. Narcis se grootste teken of eienskap is selfsug. Dink net aan homself of haarself. En jy vind dit vinnig uit, 'n narcis praat altyd net oor homself en oor sy goedjies. Hy sal nooit oplettend wees vir die ander mense om hom se dinge nie. Dit is altyd my dinge, my dinge, my dinge. Dis 'n een groot teken van 'n narcis. Goed, ek wil net dit noem. Nou, ons gaan aan hierso vers 23. Nou dan, wed tog met my Heer, die koning van Assirië, en ek sal jou 2000 perde gee, sodat as jy dan nou net ruiters daarop kan sit. Okay, hier begin die spot. Die Rabsake begin spot. En hierdie ou sê, ag, ek kan vir jou 2000 perde gee, maar jy is so pateties, jy sal nie eers ruiters op hulle kan sit nie. Kyk hoe banaal is dit, want wat wil jy met 2000 ruiters doen binne in 'n stad? Jy kan niks met hulle doen nie, want die stad is beleer. Amen. Okay. Hoe sal jy dan die aanval van 'n enkele goewerneur van my Heer se geringste dienaars afslaan? Maar jy vertrou op Egipte vir strydwaans en perderuiters. Nou hierdie gedeeltes, ek het hier in my Bybel geskryf, spot. Hulle spot nou met Israel. Hulle spot met die Here se mense. En hulle het rede om te doen, want Ja. die Hizkia maak droog. Ja, As hy dan nou die eiendom van die tempel vat, en hy dit nou as geskenk gee vir die vyand. So hy Het- maak dit nou eintlik goedkoop, stem julle saam? amen. Vers 25, het ek nou sonder die Here opgetrek teen hierdie plek om dit te verwoes. Hoor nou, hy sê, die Here het vir my gesê, trek op teen hierdie land en verslaan dit. Hallo, watter Here was dit? Sal die Here teen homself O, jy optrek? kry so baie predikers Hæ? vandag wat sê, o, die Here het vir my gesê. Ja, En dan is dit nooit die Here nie. Dan is dit Onlangs nooit het die een Here gesê, nie. die Here het gesê, 23ste en die 24ste is dit die wegraping. En toe was dit nooit. Okay, gaan voort. ja. Die Here het vir my gesê, trek op teen hierdie land en verwoes dit. Kan jy sien hoe probeer hy smokkel met die Israeliete se brein? Nee, maar die Here het vir my so gesê. Jy weet, ons weet niks daarvan, die Here het nou niks vir ons gesê nie. Mis ons nou die Here om hier te bly en hier by die Here te bly? Mis ons dalk nou die Here? En so het ons gehoor nou met die wegraping. Baie die wat daar aangegaan het oor was die omtrent 'n wegraping Ja. het Harde ons naderhand gedink, mis ons dalk nou die Here? Ek is seker die gedagte het dalk in jou kop verbygegaan. Jy weet as jy die woord ken en al die punte van die woord bymekaar bring en die Heilige Gees lei in volle waarheid en jy verstaan die tye reg, dan sal jy nooit val vir sulke dom dinge wat gesê word nie.
van die moderne rapsake van vandag. Okay. So hier sien ons nou iets snaaks in vers 26. Hier kry ons 'n storie van die taal. Hier kom die taal nou in. En hy sê, praat tog met die dienaars Aramees. Moenie met ons Joods praat nie. Nou daar is nie 'n taal soos Joods nie. Daar's net Hebreëus. Nee. En Aramees is 'n taal, ja. En Aramees is 'n taal wat die Assiriërs gepraat het. Maar nou sê hy hierso, praat tog met die dienaars Aramees, want ons verstaan dit. Moenie met ons Joods praat voor die ore van die manskappe wat op die muur is nie. Nou, wat 'n taal nou met hierdie hele storie te doen? OK. Maar die Rabsake sê vir hulle, het my Heer my na jou Heer en na jou toe gestuur om hierdie woorde te spreek? Is dit nie na die manne wat op die muur sit, dat hulle eie drek kan eet en hulle eie water kan drink saam met julle nie? Daarop gaan die Rabsake staan en roep hardop in die Joodse taal, en hy spreek en hy sê, hoor die woord van die groot koning, die koning van Assirië. So sê die koning van Assirië, laat Hiskia julle nie bedrieg nie, want hy sal julle nie kan red nie. En Hiskia moet julle nie op die Here laat vertrou nie, deur te sê, die Here sal ons sekerlik red, en hierdie stad sal nie in die hand van die koning van Assirië oorgegee word. Luister tog nie na Hiskia nie, want so sê die koning van Assirië, sluit met my vriendskap, en trek uit na my toe, en eet elke een van sy wingerstok, en elkeen van sy vyebome, en drink elkeen die water van sy put, totdat ek jou kom haal na 'n land soos jou land, 'n land van koring en mos, 'n land van brood en wingerde, ensovoorts, ensovoorts. Hy sê, hy probeer vir hulle sê, kom weg van julle goeie koning Hiskia af, want hy is stupid. Hy gaan julle nie red nie. So hoor jy baie keer dat mense sê, moet ek het sê, kom weg van daai kerk af, dit is 'n stupid kerk. Kom liewerste na hierdie kerk toe, dit is 'n beter kerk, so sê hulle. En so gaan hy aan, en nou hierdie, kom na my toe en sluit met my vriendskap. Ken julle die storie van die parra en die slang? Daar was 'n leislang en 'n par. Ja, ons het op 'n stadium in die bediening 'n situasie gehad wat Ja, ons saam met iemand gewerk het, dis daar in die begin, ons is op ons eie gewees en toe werk ons saam, maar dit was nou meer Engels gewees. En toe is daar heel wat mense wat nou meer die Afrikaans wil behou. En toe kom die persoon na my toe sê hy, die leier van daai groep, toe sê hy, nee, hy soek nou nie meer preaching pastors nie, hy soek working pastors. Administratief. So, ons moet nou net administratief betrokke daar wees, en dit gaan nou net Engels wees. En toe sê ek vir die ou, hy sê, kom ons word een. En ek sê vir my, ek is die slang, jy is die muis, ek sluk jou in, ons is een. Toe sê ek dit vir hom. Ek sê nou met ander woorde, jy is 'n slang, ek is die muis, jy moet nou insluk, ons is een. Nee, ek bedoel dit nie so. Ek sê nee, ek sê onthou nou, ons was reeds besig met bediening, toe het ons saam met jou begin werk. Yes. En nou wil jy ons insluk. En toe het ons Baie geskei, daai ja. Tyd. En ek is nie spyt daaroor nie. Want mense wil dit doen, hulle wil sê, kom ons word een, ek is die slang, jy is die muis. Nee, ons sê nee, né? Okay. Nee, ons sê nee. Okay, so kom ons gaan aan daarso. So al hierdie goed is spot, beledig, en eintlik beledig hulle die naam van die Here. As julle mooi lees, sal julle sien, hulle maak die naam van die Here ook. Nou, dis gewonder dat Jesaja dan natuurlik nou in die boek Jesaja ook sy woord. Kyk, Jesaja gaan nou Hy is die godsman, hy spreek met hulle, hy kry hulle weer op die pad, hy kry vir Hiskia weer terug by die Here. En jy sien hoe belangrik was die profetiese bediening. En weet julle hoe belangrik is die pastorale bediening vandag? Dat mense het wat die woord reg sny
en die woord reg vir julle bring. Goed. So wat hulle basies sê, die Rapsake, die Rapsaris en die Tartans, hulle sê moenie luister na Hizkia, julle koning nie. Hy's stupid. Hy gaan julle nie help nie. Gelukkig het Hizkia vir Jesaja. Ja. Nou, die manskappe het stil gebly en hom niks geantwoord nie. Want dis wat die koning vir hulle gesê het, julle moet hulle nie antwoord nie. Nou, in Spreuke 9, vers 7 tot 8. Spreuke 9, vers 7 tot 8, kry ons 'n fantastiese raad van wat jy nie met 'n dwaas moet doen nie. Daar's sekere goed wat jy nie met 'n dwaas moet doen nie. Jy moet onderskei met wie jy werk. Werk jy met 'n persoon wat wys is, of werk jy met 'n persoon wat 'n fool is? Of Engels praat van 'n fool. Spreuke wat? Spreuke 9, vers 7 tot 8. Hy sê, Ek sal dit lees. Okay, Hy wat 'n spotter teregwys, behaal vir homself skande, yes. en hy wat 'n goddelose bestraf, vir homself 'n skandvlek. Bestraf nie 'n spotter nie, anders haat hy jou. Bestraf 'n wyse en hy sal jou lief hê. Hy sal na jou luister. Deel mee aan die wyse en hy sal nog wyser word. Leer die regverdige en hy sal insig vermeerder. Nou hier's nogal baie goeie raad. O ja, ons baie goeie raad. Kom ons lees dit weer. Hy wat 'n spotter teregwys, behalwe homself skande. Daar's 'n ander ene wat hy praat van hy wat 'n dwaas teregwys. 'n Dwaas. Nou baie van ons wil graag mense regwys, maar as jy sien die ou is dwaas, bly liewers weg, want jy behaal skande. Die dwaase ou, as jy vir hom mooi woorde gee en die regte woorde gee, dan maak hy klein geld daarvan op 'n verkeerde manier. En hy raak 'n groot vyand van jou. Dit is beter om liewers te sien, okay, hierdie ou is dwaas, tree dwaas op, zip het, bly stil. So dit is nogal groot dinge. Jy sal baie keer kry mense wat vir jou werk dalk of so, wat dwaas optree en dan kom jy agter as jy hierdie persoon probeer teregwys, dan maak dit skande, want die persoon gaan wat is die regte woord? Haywire. Wat is die woord? Haywire. Die ou gooi tantrum. So dan kom jy agter maar hierdie ou is 'n dwaas en as jy 'n dwaas teregwys, behaal jy skande, want die ou maak eintlik die skande. So kom ons wees slim. As jy sien daar's dom mense wat nie wil leer nie. Ek bedoel dom nou in aanhalingstekens, eintlik dwaas. Hulle is te slim in hulle eie oë, hulle dink hulle weet alles. Dis gewoonlik mense wat dink hulle weet alles. Jy kan hulle niks leer nie. Okay. So hou verby, want jy gaan net skandes maak. So ons het nou vir julle gesê hierso in die vorige hoofstuk 2 Konings 18 hoe hulle spot en hoe hulle beledig en 'n spotter is. So hulle is dwaase. They are fools. Help nie om hulle reg te wys. Dit help nie om hulle reg te wys nie. En moenie jou tyd mors nie. Gaan na mense toe wat ontvangbaar is vir die woord, wat honger is, wat ootmoedig is. So Spreuke 12 vers 1 sê presies dieselfde. Een wat tug lief het, het kennis lief. Mooi. Maar wie teregwysing haat, is dom. Dom. Dis hoekom die mense genoem word. Dis hoekom daai woord kom die mensdom. Jy het al gehoor van die mensdom. Hoekom is daai woordjie dom daaraan? Ek dink dis omdat so baie mense so dom is. Okay. Mensdom. In vers 15 sê dieselfde, die weg van 'n dwaas is reg in sy eie oë, maar 'n wyse persoon luister na raad. Jy kry hierdie ouens, weet jy, of selfs vrouens. Dit is nie net ouens nie, is ook vrouens. Wat jy kan hulle niks leer nie, jong. Hulle weet alles klaar. Yes. En jy kan iets sê, nee, ek weet meer. Jy kry dit altyd. En dan sê jy weer, sy sê, nee, maar ek weet beter. Ja. En sê, kyk my oulike hondjie, jy met my hondjies. Sit jy in die kring van die spotters, Psalm 1? Ja. Amen. Ja, Psalm 1. Psalm 1, ja. Moenie in die kring sit Moenie sit in die kring van die spotters nie. Ja. Want spotters is dwaase. Ja, Psalm 1 begin so, jy wandel in die raad van die goddelose mense wat weg is van God af. Moenie na daai raad luister nie. Nou daar wandel jy daarom nog. En dan uiteindelik as jy aanhou daarmee, dan staan jy naderhand.
Ja. Jy staan, waar staan jy? In die plek van sondags. Ja, dis reg. Sondag beteken is Reg van Griekse die woord Sondag. mis die beeld van die Vader. Ja. So mense wat nie eintlik die beeld dra van die Vader wat liefde is nie. En dan as jy aanhou daarmee, jy het Dan gewandel, sit jy jy. het gestaan, nou sit jy in die kring van die spotters. Ja. Want jy sit nou, jy het gepark daar. Ja, Jy's nou deel van hulle. Jy like dit nou, jy spot saam. En Jy 'n het ook spotter nou- is 'n fool. Ja. Jy's En nou dom. behaal jy sommer saam skandes, né? Jy is dom. Oh, Okay, goed, kom ons Christmas. gaan aan. Ja. 2 Konings 18. En toe die dienaars van die koning Hiskia by Jesaja kom. Hier kom ons nou by Jesaja. sien jy? Ja. Hiskia laat stuur na Jesaja toe en sê, wat moet ek doen? En Jesaja sê vir hulle, so moet julle antwoord. Vrees nie vir die woorde van die koning van Assirië wat my gelaster het nie. Kyk, ek sal 'n gees in hom gee, dat hy 'n gerig hoor en na sy land terugtrek. Ek sal hom in sy eie land deur die swaard laat val. Daarop het die Rapsake teruggegaan en die koning van Assirië aangetref, terwyl hy besig was om te veg teen Libna, dis 'n ander gebied, want hy het gehoor dat hy van Lagis af weggetrek het. En toe hy van Terhaka, die koning van Kus, hoor, sê hy, kyk, hy het uitgetrek, onthou Kus is altyd Afrikaan, dis die Afrikaan. Jy's nou nog steeds in konings, né? Ja. Ja. Hy sê, kyk, hy het uitgetrek om teen u te veg. Stuur hy weer boodskappers na die Hiskia met die opdrag, so moet julle aan Hiskia, die koning van Juda, sê. Nou, kyk nou wat sê hy nou. Kyk nou wat sê hy. Laat u God op wie u vertrou, u nie bedrieg nie, deur te sê Jerusalem sal nie val nie. Ensovoorts, ensovoorts. En ek gaan nou skip. En ek gaan lees vers 14. En toe Hiskia die brief uit die hand van die boodskappers ontvang en dit lees, het hy opgegaan na die huis van die Here, en Hiskia het dit voor die aangesig van die Here uitgesprei. So, hier kom nou 'n brief van waar Assirië sê, ons gaan julle, we gonna roast you, we gonna toast you, we gonna cook you, we gonna burn you, ons gaan julle so, en ons gaan julle so, en ons gaan julle so. En Hiskia het hierdie brief gevat, en hy het dit voor die aangesig van die Here oopgelê, en hy het gesê, Here, God van Israel, wat op die Gerubs woon, ek is in vers 15, U alleen, Sê net vir ons presies 2 waar Konings jy sien. 19 vers 15. 2 Konings 19 vers Nee, julle moet 15. bybly, julle moet bybly. Ons doen maar, Ja. ons is eintlik in Jesaja 36. Julle moet bybly. Here God van Israel wat op die Gerubs troon, U alleen is die God van al die koninkryke van die aarde. U het die hemel en die aarde gemaak. Wow, amen. O Here, neig U oor en luister. Open U oë, Here, en kyk. En hoor hierdie woorde wat Sanherib, wat hy gestuur het, om die lewende God te smaad. Ensovoorts, ensovoorts. Goed. En ek skiep nou, jy kan dit gaan lees. En waar is jy nou? Jy gaan dit Jy kan moet dit nou gaan kom by lees. haar wat die engel hulle getref het, né? Dis waar ek nou heen gaan. Dis reg. As jy my kansies sal gee. O, ek is gee vir jou in al die kanse wat vers jy kan 32. Daarop so sê die Here aangaande die koning van Assirië, hy sal in hierdie stad nie inkom nie, en geen pyl inskiet, en dit met geen skild aanval, en daar geen wal teen opgooi nie. Kan jy hoor wat En sê jy's die waar Here? nou? Vers 32. Van Konings 19. Ja, bly by. Met die pad wat hy gekom het, sal hy weer teruggaan, maar in hierdie stad sal hy nie omkom nie, sê die Here. Ek sal hierdie stad beskut, ensovoorts, ensovoorts. Vers 35 van 2 Konings 19. En in dieselfde nag het die engel van die Here uitgetrek en in die laar van die Assiriërs 185.000 manne verslaan. Die engel van die Here. 185.000 Wow. mense Nou, dis vir my so verslaan.
oulik, kom ons bly by die Here, bly by sy woord. Maak nie saak wat mense sê, wat mense doen nie. Aan die einde van die dag sal almal wat teen jou opstaan, Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal nie sal suksesvol nie wees nie. suksesvol wees nie. Daar Elke so tong wat skrif, teen jou ja. opstaan, dis in Jesaja, Ja. sal weer lê word. En toe hulle die môre vroeg hulle klaar maak, was dit net dooie liggame. Mense, weet julle hoeveel is 185.000 mense? Yes. Dit is maar basically om so te stel as ons die Romeinse Ryk moet vat. 185.000 mense is maar helfte van die Romeinse Ryk. Dis die hele helfte. 185.000 mense. En het Israel teen hulle opgetrek? Het Israel 'n wapen teen hulle opgehef? Engel het dit gedoen. Niks. Al wat Hizkia gedoen het, hy het die brief wat die koning van Assirië vir hom gestuur het, waar hy geblaas en gesê het, ek gaan jou roast en toast en kook en braai en chop en change, en het hy voor die aangesig van die Here neergelê en hy het gesê, Here God, U wat woon op die gerubs. En die Here gaan met sy engel en hy verslaan 185.000 man en almal dooie liggame. En hulle het nie nodig gehad om enige iets te doen nie. Amen. En Sanherib, die koning van Assirië, het opgebreek en weggetrek en teruggegaan en in Ninive gaan bly. En toe hy by Ninive kom, het hy hom gaan neerbuig in die tempel van sy afgod Nisrog. En sy seuns Adramelech en Sareser het hom met die swaard neergeslaan. En daar sterf die koning van Assirië ook, sy eie 2 seuns bring hom in die lewe, om die lewe. En daar sneuwel hy ook. Nou gaan ons terug na Jesaja 36. En ons het 10 minute nog. En ons het 10 minute oor. Maar as ek nie hierdie vir julle gelees het nie, sal julle nie hond of kat uitgemaak het van wat hier aangaan nie. Wat vir my mooi is wat jy doen dan hierso is om weer te wys dat as jy die Bybel lees dit in konteks en kyk hoe kry na al die verwysings op die ander plekke in die Bybel wat daar waar dit staan en wat dit dan beteken. Dan gaan mense nie maklik van koers af nie. En dan gaan jy nie 'n verkeerde waarheid beetgryp en mense verwar nie. So bring die punte by mekaar. Amen. Goed, ons is terug by Jesaja 36 en basies vanaf vers 2 tot vers 9 is spot. Hulle spot met die Israeliete. Dis maar dieselfde wat ons nou in Konings gelees Dis het. presies wat ons nou in Konings gelees het. Ja, so ons kan eintlik nou aangaan vanaf vers 10 af. Ons gaan nou aan vanaf vers 10 af en ek gaan oprap daarson. So almal lees in julle eie tyd dan self die res. Maar julle gaan dit nou baie beter verstaan want julle het nou die agtergrond. OK, kom ek sê net gou-gou. Hoekom het die Rapsake en die Rapsaris en die Tartans Joods gepraat? Interessant. Want hy was 'n 2 gat jakkals. Hy was 'n Jood. Sal daai woordjie met sensor, hoor. Nee, dit beteken die jakkals het 2 gate waarin hy bly. Okay. Sê 2 gesigte. So dit beteken is 'n 2 jakkals. 'n mantel Hy draai. het nie letterlik dis nie letterlik nie. 'n mantel draai. Die jakkals het 2 gate waarin hy So inkruip. hy was 'n Jood, maar hy het oorgestap na die Assiriërs toe en teen sy eie mense opgetree. So dis hoekom Dis 'n handskakie gewees. hy was 'n handskakie Piet, daar sê jy dit, hy was 'n handskakie. 'n Handskakie beteken hy sit op 2 stoele. Nou Hy hoekom is met het die die een voet by die en by die ander voet by daai. hoekom het die koning van Assirië spesifiek hierdie rapsaak gestuur wat kan Joods praat? Psychological Dis 'n spioen. warfare. Dis eintlik 'n spioen. Dis 'n spioen. So hy wat dis eintlik 'n spioen. Ja. Ja, okay. So ons Vers 10 gaan nou in Jesaja 36 of wil jy nee, nou ek nog gaan skip.
Nee, skiep jong. Ek is. Nou is jy stil. Ek is nou stil want ek lees nou vinnig hierso en julle kan vers 13 is nog steeds spot, 14 is spot, Hiskia, is nog steeds spot. Ja, luister nie na Hiskia nie. Selfs wat ons nou daar aan konings basies. Ja. Hy sê nee, kom saam laat ons een word. Ek gee jou 'n land van koring en mos. Ja, hier sê hy kom ons word een. Ek is die slang, jy is die muis. Ja, die muis en die slang. En hier sê hy moenie na julle leiers luister, moenie na Hiskia luister nie, want hy sê die Here sal ons red. Moenie na Hiskia luister nie. Hy probeer die goeie leierskap wat Hiskia gegee het afbreek. En dan vers 21, maar hulle het stil gebly en hom niks geantwoord nie. Pastoor Mimpie, jy doen nou goed hoor. Ek het nog nooit iemand sien wat so vinnig deur Jesaja 36 gaan nie. Maar ek verstaan nou, ons het eintlik nou die hele ding hier in Konings. En nou weer eens wys dit hoe pragtig is dit, né, die Bybel. Yes. Dat ons dit in konteks moet oral lees. Goed. Maar hulle weet jy kan spoed kry nie. Regtig, ek is so opgewonde oor jou nou. Okay. Jong. As jy wil by my bly, moet jy ry. Moet ek ook spoed kry? Ja, ek sal met spoed kry. Maar hulle het stil gebly en hom niks geantwoord nie. Onthou nou, as 'n dwaas jou iets sê, as 'n dwaas vir jou sê, ja, maar jy is so sê, bly liewe stil. Moet hom nie antwoord nie. Moenie dwaas. As jy saam met 'n dwaas bly of jy ken iemand wat jy heeltyd mee moet deel in die werksituasie, in die huissituasie. Sst. Bly liewe stil. Want dan tree in wysheid op. Want as jy 'n dwaas teregwys, behaal jy skande. Goed. Ek dink dit gaan die titel wees van hierdie les. Ja. Ja, so moenie luister na dwaase nie, fools nie. Limit interaction with fools. Moenie vriende maak. Vir my dit. Moenie vriende maak en saam met hulle gaan braai as jy weet iemand is 'n fool nie. Moenie, want dit vryf af. Okay. Guard your heart. Bewaar jou hart meer as alles wat bewaar word. Maar jy kan daarom bid vir daai. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Dis Spreuke 4 vers 23. Bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Nou wil ek net graag weer kwalifiseer hierso as ek mag. Yes. Daai woordjie hart in die Grieks, as jy dit kyk en selfs in die Hebreëse taal, verwys ook na siel, denke, gedagtes en gemoed. Ja. So, bewaar jou kop, jou sienswyse, meer as alles bewaar word, want ons het nou gesien dat dit is jou tuin. Ja. Almal van ons wat tuine het, maak seker dat jy al die onkruid vinnig uittrek. Sodra jy maar ken, dan pluk jy hom uit. Is met my? Want jy het pragtige goed daar geplant, man. Jy het die mooiste blomme daar geplant en jy wil uiteindelik dan daai blomme pragtig sien. Jy soek nie daai onkruid tussen die blomme nie. So, jou denke, gedagtes, gemoed, jou hart dan, is 'n tuin. En wat jy daar plant, die gedagtes wat jy daar koester, is wat jy gaan plant met jou tong, met jou mond. Sê eina of sê amen. Wow. So, bewaak jou tuin, jou sienswyse, jou denke, meer as alles wat bewaak moet word. Want daaruit is die oorspronge. Wat is die oorspronge? Is jou hemelse Vader. Is liefde, dis blydskap, dis geduld, dis vriendelikheid, dis goedheid. Hallo julle, laat net dit uit jou mond kom, want wat uit jou mond kom, plant jy. En wat jy saai, gaan jy maai. Amen. So as julle nou Jesaja 37 lees, dan sal julle sien, ons het dit nou reeds behandel uit 2 Konings 18. Die hele 37. Die hele 37. So eintlik kan ons nou begin by 38 volgende keer, of is dit dalk 38 ook? Ons begin by 38. Okay, so vir almal wat nou luister, as julle laat nou volgende keer sien, daar is nou nie 'n 37 nie, want dis waar Jesaja dan nou optree. Amen. En dan het ons nou eintlik vandag gedoen ook 37. Ons het 37, 36 en 7. Nou verstaan ek hoekom jy nou so long-winded was. Long-winded. Winded. Winded, okay. Met winderig, jy weet, winderig.
met konings. Langwinderig. Want eintlik het jy nou sommer hier 2 hoofstukke pragtig gedoen. Ons het eintlik nou 2 hoofstukke, so ek sal hierdie moet uitstuur, Jesaja 36 en 37. Want jy sal sien, hy is amper woord vir woord Ja, dieselfde pragtig, as 2 pragtig. konings. Maar nou verstaan julle weet nou wat is die rapsake en die rapsaris En nou waardeer en die ons- tartan. Ja, daai is perderuiters. Yes. Want hulle praat daai een plek jou sê en jy het 'n perder gee, so dit is die afdeling van perderuiters. Sy, Ah, ja. pragtig afdeling van perderuiters. Boogskutters. Pragtig julle. Amen. Hierdie, dis kuier om die woord hierdie. Amen. Ek is bly julle almal doen moeite. Amen. Pragtig man. Lekker. So ons nou moet gaan vat waar ons moet daar basically sê is kom ons vat die Romeinse ryk vir 'n Ja, simpel voorbeeld. Jy het jou leermag basis, jy het jou perde, jy het jou strydbaas, jy het jou machinery. Yes. Ja. Dan het jy jou voetsoldate, jy het jou kapteine. En Amen. elke groep het jy min of meer 4 kapteine, 2 wat bo jou kapteine en dan het jy jou hoof Amen. manierman. Amen. Dis soos in vandag het jy in vandag se weermag het jy die parabats en jy die verskillende afdelings in die vloot weermag. en Jy het jou die vloot, dan So jou wat rugmag, is- jy het jou ja. Kom ons som dit net gou op die rapsake dan is dis jou perdemag. Ja. perderuiters. Ja, Nee. okay. Ja. Ag, whatever, julle kan self verder gaan ondersoek. En wat belangrik is net hier Was interessant as jy dit nou net so gelees het en jy lees nou van die rapsake en die rapsaris, dan sê jy, wie is dit? Maar nou verstaan ons dit. So ons is klaar dan met 36 en 37, maar julle kan dit net vir verwysing, kan julle dit weer gaan lees en Ja, hier staan dan in vers 36 van Jesaja 37 en die engel van die Here het uitgetrek Daar's hy. in die laar van die Assirië 185.000 verslaan. En toe hulle die môre vroeg al klaar maak, was dit almal dooie liggame. So hier staan dit hier amper aan die einde rond van Jesaja 37. Ek het nou gedog, weet jy, ons gaan nooit in die ewigheid klaar kry nie. Want hier karring jy aan nou met konings. En jy's nou hier en jy's nou daar. Maar al die tyd het Jong, het jy geweet Pastoor Mempie baie moeite gaan doen en sy het ja. studie gaan doen. En Het jy geweet ons as 'n waardeer jou, mens? hoor. Het jy geweet as jy suurroom karring, dan kry jy dan potter? Ja. En kaas. So as ek aankarring, moet jy weet, ek is besig. Ja, soos hierdie 2 paras wat in die melk geval het of wat het gebeur of in die room geval het. En die een para sê, "Ag nee, dis die einde. Ons gaan nou vrek." En hy sak sommer daar so af in die room en hy verdrink in die room. En die ander para sê, "Nou wys. Ek glo in Jesus." En hy begin swem. Al die rond in hierdie room. Want nou die room is nou nog vloeibaar. En hy swem en toe later is dit room. En toe later is dit kaas. Of wat kry jy? Botter. En toe klim hy bo op die botter en toe spring hy uit die pot uit. So mense, stick op jou guns en bly waar jy is. Sê amen. Die Here is Amen. goed en die Here sal jou nie teleurstel. Amen. Hier's 2 liedjies wat ons sing in die kerk. Ek gaan nie dit noodwendig sing nie, maar Jy kan dit maar gou noodwendig sing as jy dit kan sing. Dan ek gaan sluit net ons die sommer koor sing. daarmee af. I'm fighting a battle you've already won. Amen. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. I'm fighting a The battle you've already won. Amen. En die ander een wat hulle gesing het is I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Aha, dit is net so mooi lied. Ja. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Okay. Pragtig. Dis 'n mooi lied. Ja. I'm going to sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're going to hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated.
En dis nou uit King hierdie is wat ons alive. sopas gedoen het. Pragtig. Kom ons sluit af, Pastor Minty. Yes. Vader, dankie dat die woord ons altyd oplig tot in die hoogstes in Vader. Dankie Here dat ons weet dat dit is geen roof om U te dien nie, Here. Dit is die moeite werd om U te dien, Vader, want U is nie 'n mens dat U sou lieg nie. Vader, U woord sê, en U woord is die finale sê oor elke ding wat in ons lewe gebeur. Dankie Vader dat ons dreiging en dit wat mense sê en allerhande dinge wat teen ons kom, laat ons dit in 'n brief kan neerskryf, dat ons dit voor U aangesig kan neerlê en kan sê, God van hemel en aarde, hoor wat sê hulle, en dan kom U en U sê, ek het dit reeds oorwin. Dankie Vader. Amen. Amen.